Hoe gaan dit met die vrede in jou lewe? Vrede is daarom 'n lekker ding, nee. Dit sypel so, toe hierdie ou hondjie hier teen my kom opspring en aandag aan my nou kom bewys en vir my sê, maar hy wil graag net vir my sê, hy hou van my, ek moet sy kop vryf. Toe kom daar so 'n stuk vrede hier in my hart. So 'n stuk, wow, die lewe is tog lekker. Hoe gaan dit met daai vrede, daai goddelike vrede, wat alle verstand te bowe gaan? Ek groet julle vanmôre ook somme, en ek sê vir julle shalom, vrede vir julle, van God, ons hemelse Vader, en van Jesus en van die Heilige Gees. Trap diep spore my kind, jy sal eendag ergens jou rus weer vind. Onder 'n vye boom langs 'n waterstroom in jou drome. Al moet ek jou groet, dit bly 'n bitter soet goodbye. Onthou net wat ek jou geleer het, wat jy saai sal jy maai. Want as die fout nie of ons het hom, en ons is taaier as die res van die mensdom. Dit maak nie saak hoe hard jy val nie, jy moet weet jy's nie uit glas gemaak nie. En jy tel jouself op en jy ruk jouself reg. Jy is gebore om te lewe, jy's gebore om te veg. Wees 'n man vir jou vrou, 'n pa vir jou kind. Vergeet van aardse dinge, dan sal jy vrede vind. Dis waar jy vrede vind. In Filippense 4 staan hierdie interessante woorde, en ek wil bietjie daarop uitbrei, is dat 'n mens oor niks besorg moet wees nie, maar jy moet dit deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend maak, en dan kom die vrede oor jou. En daar's 3 goed wat 'n mens moet doen om vrede in jou hart te kry. Die eerste ding is jy moet vrede met God maak. Met gebed. Ons is almal op een of ander manier kwaad vir God oor iets in ons lewe. Miskien is dit oor jy moes arm groot word, miskien is dit omdat iemand jou weggegooi het, miskien is dit omdat jy nie mooi behandel is nie. Maar in ons grootword proses gebeur daar talle goeders wat ons opstandig teenoor die Here maak. En baie keer sê mense, nee, ek is nie eintlik vir die Here kwaad nie, maar wie jy gaan soek bietjie, jy voel so bietjie ongelukkig, jy voel so bietjie gestamp, dat jy minder aandag van hom afgekry het. Hy het nie so mooi na jou geluister nie. En die eerste ding is gebed, is dat om hierdie vrede te kry, moet jy vrede met God maak. Sê vir hom jy's vies, sê vir hom jy voel ongelukkig, maar jy wil nie meer nie. Sê vir hom dit het jou so geraak as kind. Jy's gemolesteer, of jy's vir aanneming gegee, of jy's nie beskerm nie, of jy was die swart skaap in die gesin. Jy het nie ingepas nie. Jy's nooit gekies nie. Jy het gebid vir iets en het nooit gekry nie. Ons het almal so iets. En nou sê die Here, kom praat met my en sorg dit met my. Dit is die eerste ding waar vrede vandaan kom, is maak vrede met God. Want weet julle, hy wil nie. Dis partykeer ons persepsie dat hy nie vir ons iets wou gee nie, en dat hy die oorsaak is. Niks slegs kan van God afkom nie. En oomblik wanneer jy hierdie verhouding met God herstel, dan begin die vrede in jou hart regkom. Die tweede woordjie is met smeking. Nou, smeking gaan daaroor dat jy amper iets wil regmaak wat amper nie regmaakbaar is nie. En dit dikwels te doen met jouself.
Ons is nie tevrede met hoe ons lyk nie, ons is nie tevrede met ons omstandighede nie, ons is nie tevrede hoe die lewe uitgedraai het nie, ons is nie tevrede oor wat ons kinders bereik het nie, ons is ontevrede met onsself, hoe ons lyk, wie ons is, wat met ons gebeur het, ons omstandighede. Nou kom sê die Here, maar jy moet vrede maak daarmee. Met smeking partykeer. Want jy moet maar partykeer diep kyk en diep grawe om by daai punt te kom waar jy sê, ek aanvaar. Dis okay. Dan is dit so. Ek kan niks hier aan verander nie. Wat help het my? Ek hou aan terug hardloop en ek probeer iets verander wat ek nie kan verander nie. Aanvaar jouself. Hoe jy lyk, wie jy is en die foute wat jy gemaak het. Partykeer kan 'n mens jouself so kastei oor foute wat jy gemaak het. En dan hou dit jou vas. Jy kom eintlik nooit vrede en jy kry nooit vrede nie. Jy gaan met onvrede in jou hart eendag gaan jy na die Here toe. Die Here verstaan dat ons foute maak en dat ons dinge nie reg gedoen het nie. Maak vrede daarmee. Sê dit het nou gebeur en dan gaan God jou help om dit ten goeie te laat meewerk. Hy beloof dit in Romeine. Ek sal dit ten goeie laat meewerk vir jou. En dan die laaste ding van hierdie Filippense wat vir my eintlik so wonderlik is, hy sê met danksegging is dat jy die vermoë moet ontwikkel om wat goud is in jou lewe te begin raak sien. Want jy gaan nooit vrede in jou hart kry as jy nie begin sien wat God alles vir jou doen nie. En daar is soveel mooi in elke mens se lewe, omdat God nog hier is. As God skielik hierdie wêreld moet los, gaan net die slegte oorbly. Maar gaan kyk bietjie, tussen al die dinge deur, is daar die goue oomblikke. Die dinge waarvoor jy moet sê, wow, ek sien dit raak, ek sien dit raak, ek sien dit raak. En as jy 'n klomp goedjies so begin raak sien, dan word dit sommer 'n hele klomp. En dan, wanneer dankbaarheid in jou hart begin vloei, dan kom vrede. Tuurlik is daar baie goed om oor ondankbaar te wees, om te sê dis nie reg nie. Maar kinders van die Here besit hierdie vermoë om danksegging. Om te sê dankie, dankie, dankie. Wow, kyk net hier. Kyk net hoe skyn die son vanmôre. Ek kan lekker asemhaal. Klein goedjies, nie groot goed nie. En dan kom hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan in 'n mens se hart. Ek groet julle vanmôre weer. Shalom, mag hierdie vrede in jou hart kom waghou en mag die Here jou help om hierdie 3 goed reg te kry. Amen. Trap diep spore my kind, jy sal eendag ergens jou rus weer vind. Onder 'n vrye boom langs 'n waterstroom in jou drome. Al moet ek jou groet, dit bly 'n bitter soet goodbye. Onthou net wat ek jou geleer het, wat jy saai sal jy maai. Want daar's die fout nie of ons het hom, en ons is taaier as die res van die mensdom. Dit maak nie saak hoe hard jy val nie, jy moet weet jy's nie uit glas gemaak nie. En jy tel jouself op en jy ruk jouself reg. Jy is gebore om te lewe, jy's gebore om te veg. Wees 'n man vir jou vrou, 'n pa vir jou kind. Vergeet van aardse dinge, dan sal jy vrede vind. Dis waar jy vrede vind. Hou jou kop hoog met jou rug teen die wind, sal jy jouself weer vind. Op die horison sal jou son opkom in die môre. Hou net moed
tussen die suur en soet gebeur die lewe. En weet net elke man dra 'n kruis, steek jou hand na hom uit. Want as die fout nie op ons het om, en ons is taaier as die res van die mensdom. Dit maak nie saak hoe hard jy val nie, jy moet weet jy's nie uit glas gemaak nie. En jy tel jouself op en jy ruk jouself reg, jy is gebore om te lewe, jy's gebore om te veg. Wees 'n man vir jou vrou, 'n pa vir jou kind, vergeet van aardse dinge, dan sal jy vrede vind, dis waar, jy vrede vind, as ek die helfte van die man is wat jy was, sal ek tevrede wees met wie ek is vandag. Daar was nie fout nie of jy het hom, want jy was taaier as die res van die mensdom. Dit maak nie saak hoe hard jy val nie, jy het geweet jy's nie uit glas gemaak nie. En jy tel jouself op en jy ruk jouself reg, jy was gebore om te lewe, jy's gebore om te veg. Jy was 'n man vir jou vrou, 'n pa vir jou kind, jy het vergeet van aardse dinge, nou het jy rus gevind, dis waar, jy vrede